Good day, and thank you so much for joining me on Elevated, whether you're watching on YouTube or listening on 657 AM or via our live stream. Welcome, welcome weer eens. My naam is Jenna Lee Bilong en ek is nou bevoorreg om ons gas vir vandag aan julle voor te stel. Sy naam is Denovan Verniel. Denovan, goeiedag en hartlik welkom by Elevated. Morning. Ek is baie ek is baie geseënd Denovan, want dis nie baie wat ons mense kry wat uitreik om te sê ek het 'n getuienis wat ek wil deel nie. Wat het jou laat besluit om uit te reik? Jo, is volgens my ondervinding en wat hoe die wêreld af kan lyk, die jong mense is die wêreld is woes, is die mekaar. So en mense op wyse wat genade kan doen aan 'n mens en dat almal te begeer om vir iemand te hoop te gee en te vertel daar is hoop as jy by Jesus aanneem en die woorde hier sê hy is almal 'n skepper, ons almal is gemaak deur God. So God het nie daar by een persoon nie. Die genade is daar by almal. So ek hoop en ek glo en vertrou dit sal iemand inspireer. Because the main purpose is to give to God. Amen, amen. So kom ons begin by die begin Denovan. Jy vertel hoe dat jy groot geraak het sonder jou pa. Ek dink ons moet daar begin want jou getuienis dit het 'n aanloop tot waar dinge op die ou end uitgedraai het en toe omgedraai het vir jou. So kom ons begin by jou groot raak jare. Wat wil jy vir mense daaroor vertel? Ek sal sê op die ouderdom van op 'n jong ouderdom my pa, ek het hom nooit gesien nie. Maar weet hoe lyk hy nie en ek nooit my ma gevra hoekom en waar hulle uitmekaar het en ek het ouma groot geword maar klein op skool gegaan. My ma was ook net part-time maar gewees. Sy was baie uit op 'n ander plek toe en so sy na boyfriend. Sy het my nooit bestem voor sy aan my pa nie. Ek het nooit gevra hoekom en waarom en waar sy nie en ek het groot geword sonder dat hy pa voeder. Hy was iemand wat kan sê wat is reg en verkeerd nie. So dit is iemand dis dat is ook iets wat tekort kom aan innere kind. Iemand moet hom reg wys en sê wat is reg en verkeerd. So dat is 'n groot effek op my in die pad voor ons ek 'n jong man geword het want ek het al weet wat is reg en verkeerd en wat het te doen as 'n man nie. Want 'n man het leiding nodig deur 'n man, deur 'n goeie man en so as moet sy pa is. So dat my baie geknak en ek het opgegroei in 'n straat geloop belangstel aan dinge wat ek voel ek is welkom, ek voel veilig en mense het belang in my so indruk by bekeerde mense op en van tot my dag te ken my pa nie so is 'n groot effek op 'n kind se lewe of so 'n pa groot op want ek glo 'n kind het leiding nodig, maar ook enige leiding. 'n Vader wat gee wat opreg. Jy kan sien net hier is my pa, die man sê my wat reg om te keer. Ek op alle paas kan nie so reg om te keer uitwys nie. So dat is 'n groot effek op my lewe op te groei van ek het al weet wat reg om te keer. Ek het nooit gehoor van God nie. So ja, En jy vertel hoe dat jy toe as gevolg van wat jy sopas beskryf het, verkeerde vriende gehad het en verkeerde sirkels betrokke geraak het en toe aan dwelms verslaaf geword het. Vertel dalk vir ons oor hoe dit gebeur het, jou eerste encounter met drugs, met dwelms. die eerste encounter, jy was ook as ek ook baie jong gewees. Ek het ook by op klawer in my neef hulle kuier op 'n tyd. So hulle het gedang hy dag, hy Saterdag aan dink ek. Het hy so 15 years old dink ek ja. Toe hoor ek met die eerste keer te gabom. En vanaf daai ouderdom is ek vasgevang. Ek weet toe, ek was aan nou hoekom en waarom ek dat doen. Maar dis because of lekker knowledge. Toe by ek tik van daai dag af op 'n Saterdag. Man, hy dag was ek vasgevang tot op en ek begin vang misdaad, vang sake, hop en roof en breek in om my hebben te support my niks te kry. En op ouderdom van 17 jaar oud dat hoe besef ek nou ek moet nou keuse maak en 'n besluit neem want hoekom dood te gaan oor woes en ek voel ek kan later uit en op ouderdom 17 jaar oud gaan ek by 'n reep in Lutsel en naby Vredendal se kant daar. En die social worker wat posteen kom ek onthou nou ek het vir haar self wel vir hulle vra van my en hulle sê hulle kan my help. So gaan ek by die reep na Makwa Treatment Center, 'n baie goeie reep joh en die government sponsor my tyd op ouderdom van 17 jaar oud af ja. En ek doen nie steeds maar 'n program maar so ek gee my sertifikaat al die by my. Maar hy komt net erger. So ek het gedink hy punt 'n man jy kan nie sonder God. So hy ben ek net dat hy net program vir 'n nuwe God nie. So ek het vir 'n week of 2 skoon op hom maar jy kom van 'n street dronk toe.
Ek hou van wat jy nou gesê het, jy kan dit nie sonder God doen nie. En hoe jy op die ou end vrygekom het, God is deel van daai storie. Maar voor ons daar kom, kom ons praat oor wat jy sopas genoem het nou van die feit dat jy vanuit jou eerste rehab het dinge erger geraak en op die ou end toe is jy tronk toe. Ek verbeel my dit was vir meer as 2 jaar gewees. Daardie ervaring moes 'n groot impak op jou lewe ook gehad het. Vertel ons daarvan. Ik weet eerst mijn eerste zaak was geweest van met tuk. Dat er na zijn huis braak was, ik van ik en andere 3 ouens. Zo kreeg ik 2 jaar 6, toen zei mijn 61I iets. Dus een collectieve straf van die hof waar je buitenstraf krijgt. En dan kreeg hij 2 jaar 6, maar hij voorwaarders zo, als je en hij zegt 2 jaar 6 maanden, hij voorwaarders fabriek, dan krijg je straf weer oor. Zo bring hij voorwaarders en hij straf iets in, en dan trek me weer hof toe. En op die 26 June 2014, op mijn 21st birthday, joh, kreeg mijn eerste gevangenisstraf. Hij op mijn birthday, ik zei nou joh, mijn 26 June, hij had nog niet nog lekker. Op mijn 21st, kreeg mijn eerste gevangenisstraf. Toen kreeg hij straf weer oor een directe gevangenisstraf. En ik met die voorwaarden verbreekt. En dan kan voorbeeld medium B toe, foto wel. En dan gaan de F16 toe, kan maar zien wat toen 961, joh. En ik was jong en ik kende, hij had nog weer binden niet. En ik, maar die hele was binnen. En ik doe een straf, 2 jaar 6, kreeg parol ja. En hij type ja, kan en dan kan ik, met een parol, als ik 3 maanden buiten kan, van toen nog een zaak, ik heb nog aan het 3 zombies. Toen kreeg ik een 3 jaar straf na die 2 jaar 6. Zo denk ik die straf één ding nog met parol ook, en dan kan weer dronk doen. En ik doe een huisstraffetje ook klaar en kom weer uit, denk ik ja, weer op parol, weer buiten kan. Ik denk ik, ja, toen kreeg ik onmiddellijk een meisje maakt, toen ik kan smokkelen bij ja, en waarin op een. Toen ik door 27. En ik had eerst 27 en waarin op een jong man in die mensen, als die jong mensen hoeft, die van die ik weet hoe kom je. En dan kijk op naar man toe en ik kreeg toen was smokkel, aan de rest ook niet meer opportunity om te smokkelen bij ja. Bij goede mensen in gelde zoals hoe daar. En ik zie die effect wat die goed in die mensen in de man was vrij mensen en ik ben aan mij ik zwanger ik kan zo maar en ik stikke binnen ja weer gebruik voor mensen met binnen zo weer te stik voor mij maar ik smokkel op in die straat en dan gaan er goed met mijn blanke kleren maar die gasten vangen en ik hoor skinnebies toe tuk nog altijd tuk en hij ik ben toe gaan ik van een jaar daar weer ik wil ook een stil op een jaar ik smokkel ja en ik kan weer toe was ik dan kijk en ik ga weer tronk toe ja en je kunt er maar los om mij en niet wanneer de straat ja je kunt er maar los om mij en op die straat op ja ja en hoe was eerst alweer en ze los me van ander ook toen kom ik zei ik doe het tof kapot zei hij zo in een van 6 zoeken is met ik daar verloren was stil dus hij zoekt me weer bij families gemeenskappen ook net die mensen schelen met het top kapot goed was en dat is eerst mensen wat draakt aan toen en op die straat op krijg je weer gevangenisstraf 12 maanden voor wat doe ja ik stel aan op paar doel bij aan om wat ook mee werkt aan die dorp en waarin op en elke keer met een goede man joh zo stel ik zijn drilling zijn broer ja cordless broer maar je zaak en ik joh en ik kreeg die ding toe terug die zo kreeg ik 12 maanden gevangenisstraf en toen hij straf je komt in job bij en ik van geen weer met bekend te maken ze loopt me weer van aan ook die maar beloftes ik kom niet beloftes na niet en ik weer mal op in de weer bij straat op en het tijdperk tot bij 2024 ik ga naar Springbok toe doorkap toch ik was heel op intensieve plek tot plek in Williams ziet als Talklaver straat slaap op die straat wat ik weet team in op een kip weer op in had ik veel van bij ja heb ik veel van bij ja ik heb die hogeschool en dus ik skarrel en week op zoek in de kip weer van kreeg ik toen heb ik toen keer met raak weer keer powerhouse Mm, mm. en ik die zonder wat ik mensen doen kost en ik het en hulle gee my kos die pastoor maak kos ook as jy ook aan die keer in die dorp en sy maak my hamburger dan ek op pit in toe broodjie ja Mm. en ek moet die en hulle vra my wat aanboet en ek is ook my haar is stuk en dan so as ek vra die voete het so wat band om aan man loop en ek en hulle vra my boetie wat ek vertel ek kom met van job en ek is
ek rook drugs en die mense my gelos en my kinders help my ma by my kind se ma van nou windom en so goeie mense en ek weet van die Here want ek kom by ouma my groot geword. My ouma het vir ons groot gehad, maar my Mm, AGS kerk en die met ons begeleiter. So gemaak wie die Here 2024 ja. mm, Maar ek val ek en joh en hy tydperk was 'n wonderlike joh en hy tydperk ja, kry ek 'n blyplek in die straat en waar die kerk is. Hier nie ek bly nou nog hier so by 'n wit so, oom. En met die pastoor in die pad en die kerk en hy daar wat die Michael my sponsor. My sponsor in ek bly nie by hom. Hy gee my kamertjie uit as 'n kamertjie per jaar en hy sê ek kan inbly en hy daar ek dink nog 'n tik lolly en ek dink nog 'n tik ook wat twee sakkies stukke kom nog hy dag om my pap en meisie. En ek het 'n tik lolly daar en ek is so bly nou, oh, hy kamertjie joh, hy lolly weg hy dag. Jy word 12 maande skoon, joh. Word die lolly sure, weg. sure, Sonder hier, sonder jy word sure. 12 maande skoon. As jy sopas ingeskakel het, saam met my op die lyn het ons steeds vir Denovan Verniel. Hy deel met ons sy getuienis van hoe dat hy in en uit die gevangenis uit was, hoe dat hy verslaaf was aan dwelms en die Here hom ultimately vrygemaak het. En weer eens, Denovan, ek wil vir jou dankie sê dat jy uitgereik het en gesê het ek wil ook graag my getuienis deel. So kragtig. Jy vertel nou hoe dat die Here hierdie persoon op jou pad gestuur het wat vir jou blyplek gegee het en hoe jou lewe daar verander het, handomkeer, jy by die kerk betrokke geraak het en so voort. Hoe het die pad daarvandaan geloop tot waar jy in die rehab was? Ek dink jy was hier in Johannesburg by Touch One Soul Foundation was jy gewees. Hoe het jou pad van daar tot by Touch One Soul gekom? Ek het in het toen ek het weer my kind se mater gehad, dus ek verlos gewees het. So had ek 'n lewe never open the door that God closes. Because someone can block your breakthrough. En sy was die rede van my blokking. Toe val ek maar weer terug wat ek nog gesond is en ek val toe weer. Na 12 maande is sober. Toe gebruik ek vir 12 maande weer drugs. En ek is weer en op 'n oggend, ek sê dink pas voor jy aan, kyk gaan ek op TikTok en ek kyk en Coach Bronwyn op 'n story en ek kyk die man se testimonies en goeie sê en ek het lekker hoog toe op in die oggend, my lei dit langs my en ek en hy het sien ek joh, ek kom afskep en op die Here is veel dit nie meer af hoe ek kom afskep en my drugs ook en kom mos man en ek kyk die man se testimonies en ek vra vir Coach Bronwyn op TikTok ja, hy oggend pas voor dink ek. Is hy net my helping? To reply sê die next opening as 'n boodskap stuur sy op WhatsApp nommer vir my. En ek sê en ek bel toe by die Sondag, sê sy ek gaan haar bel. Sê sy sal kyk wat sy kan maak. So vas sy want iemand sê my sponsor, my my landlord, ek kan sy kontaknommers vir haar gee. Kom ek nou sy so om nou. So praat hulle, sê Michael, ja, hy kan my help. En hy dit as 'n man, hulle dan wou nie maar kom meer geld toe om haar te kom. Net ek het die woord sê net klop en nie net praat. So ek het er 'n worry man waar ek het nie geld gehad, ek sê ek wou vir 'n dag hier gewees. So kom die landlord gaan van my betaal maandeliks as ek aan toe gaan en alles die intrek bus betaal alles. Sê ek joh, toe gaan ek daar toe 2 weke as ek kan doen kan. Joh en nou so joh, hy so hy pick us joh, hy pick us awesome. En Ja, ek van ja. nou ja, eintlik Ja, ja. En ek wil net ook sê op die noot 'n groot shout-out vir Pastor Sylvester en almal daar by Touch One Soul Foundation. Hulle doen 'n uitnemende werk en soveel mense soos Denovan is vandag vry as gevolg van die werk wat hulle hier in Johannesburg doen. En Denovan, jy het vroeër vertel van jou eerste keer in 'n rehab en jy het 'n vinnige statement daar gemaak waar jy gesê het jy het besef 'n mens kan dit nie sonder God doen nie. Glo jy dat God hierdie keer die verskil was, toe jy by die rehab hier in Johannesburg was of die recovery center in Johannesburg was, net kortliks, was dit God wat die verskil gemaak het? dis joh, is net dat kan nie you can't be man met dat moet 'n God is. Iemand wat dis iemand wat jy kan beskryf die een, joh, wat ek in die milieu het my geleer daar dis oh, it is awesome en die mind oor dagtas op en jy dink net God dinge en ek vrees nou vir die eerste keer vir God en ek is bereid om dood te gaan om sy werk te doen. Want ek dink Hoe kom op 'n punt ja, ja, ja. so
Ja, ik kan niet die woord van de Here sê, "He's the way, the truth and the life." En daar's geen verlossing sonder die Here. Dus jy kan maar nou wat en elke knie sal buig, elke tong sal bely. Dus jy kan maar nou wat sou dwelmbasis, wat sou skool hier is, wat sou mens is op aarde. Die ek glo as hulle daar in jou lewe kom, wat jy dit daar na van die Here gaan aanhou om jou te help. Amen. So, to succeed in life, you must make God part of your life. As 'n feit daar is. Jy kan dit en hy plek is geanoint en die mense hart is goed by plek. Ja, dis awesome Ja, die mense harte en die ja, ja. so as En hoe lank is jy nou al skoon nadat jy weg is by Touch One Soul Foundation? almost 4 months. Ek hoor niks, ek drank, ek gaan my kyk en die my lighting, ek maar jy besig toe begin onder mobile was. Ja, en ek is so ek kan niet mijn leven nou weer lekker zo goed. Ik kan nou paas, ik kan ik het gestorven. Eerst bij kind schoolmeeting, eerste schoolmeeting in mijn leven van mijn kind over vergadering gehad. En ik als klein goed maar van mij groot en ik was ik voel nooit aan jou, ik nou zeker apart. Wat nou vraag me dat wat maakt een man? Een man maakt niet op de straat dat ben je de pangan, dat is een man. Een man iemand wat met zijn kinderen staan in de week in apa ala wat je kan in sulke dinge doen skoolvergadering wat jy kan sakkie tot dis 'n man. So ja, Absoluut. ek is dank Absoluut, absoluut. Kan jy dit glo luisteraars? Denovan vertel van sy heel eerste ouervergadering. I love it. I love it. Denovan en dis wat die Here kan doen. Ons is trots op jou op die journey wat jy stap en soos jy self gesê het, dis God wat die verskil maak. So ek raai jou ook aan, bly by die voete van die Here. Wees doelbewus oor alles wat jy met jou tyd doen, wie jy jouself mee omring. Maak seker jy gaan kerk toe, maak seker jy's ingeskakel by selgroepe of kleingroepe, wat ook al 'n diens is, wees jy daar, want jou vryheid en jou volgehoue vryheid is vir jou belangriker as enige iets anders. Ek wil vir jou vinnig vra net oor jou tyd in die gevangenis. Baie mense voel dat daar is nie genoeg programme in die gevangenis om mense werklik te help om siklusse te breek nie. En in feite wat jy meestal vind is byvoorbeeld, nou soos jy beskryf het waar mense in en uit die tronk uit sal gaan, maar daai siklus word nie regtig gebreek nie. In jou ervaring, wat sou jy sê moet verander binne die tronke sodat ons kan seker maak dat mense regtig gerehabiliteer word en herintegreer word as gesonder mense? daar is wel baie ja, as baie programme in die gevangenissysteem. So ek het life skill wat doen by social worker en ek het 'n computer literacy kursus doen, basic computer kursus doen. En baie goed so ek sal sê it depends what you gonna make with your time in prison. Die system is daar. Ja, some goed is die regeling, maar die system is daar maar hang af. Gaan jy nou besluit jy gaan nou op hom mistroon, gaan ek nog op bende word. So in my geval ek het besluit om op bende te word en dit was my so it depends wat jy as mens gaan aanneem in die gevangenis. Want daar is hulp. Daar is mense wat sukses behaal in die matriek doen en leer in die donker. So dan af ons is nie ons kan nie system skuldig en jammer dat ja, die system het 'n aandeel in ons statistieke, maar ons kan dit doen as jy kies om maar ek gaan nou reg doen in die regte. So as jy tronk toe gaan en jy of die wat in die tronk is, los die wende, loop social worker programme, loop pro van daar's 'n kursus, daar's lifeskills daar's alles, daar's hulp vir jou, daar's so in my geval ek het besluit om 'n bende te word. Daar hebben ze weer keer gekies wat dan, maar daar is hulp alweer. Daar is mensen wat succes behalen in die tronk en dat ook buitenkant van jaren. Dus ik zou zeggen is, hang af wat je maar wanneer tijd wat je daar binnenkant is. Ga je een mos van je het gebruik. En in die tijd ben ik kan zien hoe mensen, joh, mijn laatste vang het op een ring zo. Ik kan zien hoe hulle aan het doen en dan ik even graag op aan. Ik denk, je moet eens dat tekst op aan. Voor die goede maas plek eigenlijk. Zo, bij mij wat ik het, dan want ja, ik het hier, ik is er ziek geweest, ook niet wat graag is, maar ik zal niemand aanraken maar dat gaat niet. Want het is niet om haar te plegen. Het is haar crisis. Jammer genoeg dat ze haar ziek mensen hebben. Of als ze ziek is. Nee, mannen elkaar elkaar, mannen maken elkaar dood. En mannen helpen elkaar zo. Wij bemoedigen ze, mannen wat nog misschien dat kan. Dat is wel mensen wat op pad ernaar doen. Dat had je maar moet je dit als je woord krijgt van de straat op je hoofd. Dan moet je kiezen, maar ik ga hem stop met mijn stoon in. Ja, maar nu liever ze gaan in, maar liever ze eerder dan het proberen doen. Van alles aan wat onze pieces af dan ik kan mij afvallen. Of van een van de pieces is most powerful thing that you can make.
Ja, ja, I love that. I absolutely love that. Dis die besluite wat jy neem. Wat gaan jy met jou tyd maak? Denoven, weer eens baie dankie dat jy jou getuienis met ons deel. Net 'n laaste vraagie van my kant af. As daar iemand is wat luister, dalk 'n mamma wie se kind nog vasgevang is in dwelms en of haar kleinkind is vasgevang in dwelms, hulle is op, hulle weet nie meer wat om te doen nie. Of 'n suster, jy het gepraat van jou suster wie se verloofring jy gesteel het. Jy weet, 'n suster wat net opgegee het op haar broer of op haar suster wat dalk verslaaf is aan dwelms. Wat sou jy vir hulle net sê ter bemoediging? Yun, dit hang ook af, want hoekom baie mense wat drugs op het goeie kerkmense. In my geval, my suster was, ja, sy het goeie werk gehad, man was 'n polisieman, maar hulle het nie die Here gehad. Dus dit hang af hoe die persoon se hart is. Van hoekom die woord sê niemand is toch of ek glo niemand is toch goed om sterk te word en as ek jou woord se tik op en my geval hulle het gesê as dit tik op, jy sal nooit regkom, jou sleer dan al die dinge so. En het is so dit is eintlik mekaar nodig. Het 'n persoon eintlik iemand nodig om net vir mekaar te reën en vra my broer gaan dit en net as jy nog ry want ek glo as jy dat iemand wat daar sou kom vra hoe gaan dit met jou gaan die persoon nie huil. Hy gaan net huil van ek kan nie beskryf hoe hy voel die man is die is erg. So by verwondering is dat staan jou familie by in jou broer of nie net jou familie nie maar enige persoon wat jou op pad kry want die Bybel sê laat voor my by jou laat wees ja die neighbors nie jou buurman is aanmal. So, vermoede wat sien of van weet wat onder die substance is van drugs. En sê vir my, jy kan regkom en hier is gemaak wat dit en spreek lewe in sy lewe in. Want jy kan iemand sê jou drug ja, hy mos gaan maar nooit regkom nie. So, ek vir my is dit almal so om te kan as when you see a drug or someone that is lost, angst of Ja, wat ook al, sê vir my ja, die wil maak wat die lewe nie. Jy kan beter doen en jy kan sukses maak van die Bybel sê dit en dit en dit en dit. En daar is hulp vir mense. So jy weet ja, dit daar is mense wat goeie hart het wat kan help. Daar is heel veel mense maar so vermoeder net iemand as jy kan in staan van hulle by. Jy sal nie weet wat hy was doen maar ek is eeg wat daar is ja, om jou is. ja, ja. En hulle sê dat hulle kan dit doen met die Here en want daar ek het meer as 15 jaar draak, meer as 15 jaar draak so. Ek is daar sober. Ek ook niks sien. En so my bemoediging is as jy 'n familie het wat drugs rook is net wat jy hulle van die Here is al. Sien net van hulle Ja, Jesus lief vir hulle. ja, En die ja, mooiste ja. van alles bewys op aarde wat die Here doen reg oor die wêreld. So wat kan hy nie vir jou doen nie want hoekom hy ons almal kom aan God toe. Amen. Ja. Amen. Uh, beautiful, beautiful words there from Denoven Verneel. Denoven, as daar dalk iemand is wat luister en hulle wil jou kontak om jou getuienis te kom deel by hulle kerk of hulle jeug of hoe dit ook al sê, hoe kan mense jou kontak, Denoven? Dan met mijn vrouw in ja, leert ik mijn WhatsApp nummer. Ik wil ook altijd altijd water begint er is om net ik hou van mensen man. Bij eigenlijk zo bij zero krimmen. Ik hou van mensen en ik heb ook besef dat je kan niet als je in de woestijn is en je hebt een beetje water. En ik weet alles met water wat je wil alleen water dan. Dat is Ja, selfish en het is ook zo. Je moet iets delen hiervan vinden wat voor je helpt. Je kan niet selfish is die hele zoek is dat is zo. Ik wil erbij houden dat allemaal te om te kan iemand wat tellen als hoop. In amen, de amen. Mozepot en die Here gaan nie by jou wat nie. As help by die Here, dat gaan nou dit en my sal dit doen, hulle kan my kontak, waar die probleem nie. Amen, amen. I love it. So wat jy doen is jy reik uit na ons toe hier by die program en ons sal dan eers seker maak as regte mense dan nou want dat hulle nie vir jou kontak vir snaakse goede nie, you know. En dan sal ons jou in kontak stel met Denoven. Asseblief doen my 'n guns, Denoven, en sê ook baie dankie aan jou sponsor, die persoon by wie jy bly en wat jou gehelp het. I mean, what a man he must be to be able to walk this journey with you. So die Here seën hom ook en sy gesin en sy familie. Die Here seën jou dat jy bereid is om te deel en ons bid vir jou. Ons is 100% agter jou. Ons dra jou in ons gebede en ek weet een van die dae is dit 2 jaar. Sodra jy 2 jaar skoon is, laat weet my dan gesels ons weer. Baie blessings vir jou en die Here seën jou en jou kind hou aan daai ouers vergadering bywoon. Dis belangrik.